Welkom by AMT se Standard Bank Lewende Hawe markoorsig moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. Goeie nuus, dit lyk of laasweek se back and closure uitbraak nie 'n effek op kalfpryse gehad het nie, maar slagpryse het wel deur die dak geskiet, terwyl lamppryse verby die R50 merk ook geskiet het. Als in die week se episode, so bly ingeskakel. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het so 'n klein bietjie gedaal laasweek na R35.02 per kilogram, met uit die hand of direkte verkope wat eintlik dan bietjie gestyg het na R35.84. Ligter kalvers onder 200 kg kom wel meer onder druk en daal dan na R34.74, met swaarder kalvers se vraag wat baie opgetel het en staan nou op R36.30. Bulkalvers was gemiddeld op R35.41, met verskalvers gemiddeld op R32.41. Die A23 karkasprys verhandel so 3% opwaarts na R70.82, met die C-graadprys wat styg na R55.20. Die slagprys is egter in sekere areas al so hoog soos R90 per kilogram, maar is dit nou nog nie 'n amptelike prys nie, so ons kan dit nog nie amptelik deurgee nie. Dit is maar weens minder slagtings wat bo op die tekorte wat ons reeds daar gesien het, die slagpryse verder opgedruk het. Dit is regtig positiewe nuus dat kalfpryse net met 50 sent gedaal het, wat dui op vraag wat dan redelik stabiel gebly het en Karan wat die krisis uitstekend en verantwoordelik hanteer het. Dink hulle het regtig uit hulle pad gegaan om na die produsent se welstand ook om te sien, so baie dankie daarvoor vir hulle. Wat ons wel sien is dat almal nou wil probeer slag met die geweldige hoë slagpryse, al is die diere nie noodwendig slaggereed nie. Dit jaag ook die swaarder kalvers se pryse nou baie op, terwyl ligter kalvers so bietjie agtergebly het. Ek dink wel kalfpryse kan nog bietjie afkom in Junie, maar net omdat daar meer diere beskikbaar behoort te wees, maar pryse behoort egter hoër vlakke as laas jaar te handhaaf, veral met die slagpryse wat so hoog bly. Soos verwag het die gemiddelde stoorlamprys gestyg laasweek met amper 9% na R52.10 met slaglampryse op R51.46. Uit die handverkope vir stoorlammers ingekom op R51.94 met uit die hand slaglampryse op R51.63. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg ook na R52.59 met die prys in die Oos-Kaap nou op R52.69 per kilogram. Seisonale tendense toon steeds dat lamppryse nog so klein bietjie opwaarts kan neig tot einde Junie, maar dink ek wel dat die skerp styging van die afgelope week ons nou redelik naby aan 'n hoogtepunt gebring het, met pryse wat nou hierdie vlakke moontlik kan handhaaf oor die korttermyn. Die A23 karkasprys styg ook met 3% na R106.38 per kilogram, terwyl die C23 prys styg na R70.22. Gebaseer op historiese tendense behoort die A23 prys dan 'n hoogtepunt so teen die einde van Junie moontlik te bereik, maar lyk dit nie of ons verby die R110 merk gaan beweeg nie. C-graadprys styg ook dan tradisioneel in Junie en Julie maand, soos vraag ook optel oor die wintermaande, gewoonlik as gevolg van kookvleis wat dan hoër in aanvraag is, met nog so 'n klein styging in die C-graadpryse wat daar moontlik is. Wolpryse het meestal sywaarts gebly laasweek, met die RWS 20 mikronprys nou op R178 per kilogram, met die nie RWS 20 mikronprys nou op R167 per kilogram skoon massa. Wolpryse in Australië het wel klein bietjie teruggesak en gedaal, met die gemiddelde prys nou op 11,99 Australiaanse dollar per kilogram, en was dit maar meestal oor wisselkoersbewegings met die wolpryse as sulks wat nie noodwendig beweeg het nie. Die hoenderpryse het sy sterk opwaartse loopie voortgesit die afgelope week, met die gevriesde ex-abattoirprys op R35.83, varspryse op R39.30 met die EQF-prys op R34.87. My gevoel is dat ons hierdie hoër prysvlakke kan handhaaf vir die volgende week of twee, maar die seisonale tendense toon dat pryse dan weer kan begin daal. Maar die situasie by Daybreak Foods, as ook die feit dat ons binnekort nie meer hoender van Brazil gaan inkry nie, kan pryse egter op hoër vlakke hou as wat die tendense toon. Ons sal wel hierdie nouliks moet dophou. Varkpryse beweeg meestal sywaarts, met die nuutste spekvarkprys op R32.25, vleisvarkpryse op R32.68, met die nuutste worsvarkprys bietjie af op R25.12.
Dit lyk of ons van die einde van Junie of middel Julie rond dalk weer bietjie 'n opwaartse tendens kan begin inbeweeg vir varkpryse. Maar bygesê, vraag na vark is baie pryssensitief, maar as hoender, skaap en bees so hoog bly soos wat dit tans is, dan kan dit vark ook optrek en dalk die verbruiker bietjie minder sensitief maak vir hoër varkpryse, aangesien die kompeterende produk se prys dan ook relatief hoog is. Bokpryse het wel bietjie begin daal aangesien die vraag na karbanie ook af is. Die nuutste groot bokprys staan nou op R35, klein bokke daal na R51.17, medium bokke daal so bietjie na R55 met bokkooipryse wat dan gestyg het na R51.56 per kilogram. Binnelandse lucernpryse het so 'n klein bietjie weerstand gekry met plaaslike kopers wat nie noodwendig daardie pryse nou wil betaal nie. Uitvoerpryse het steeds egter goed gebly. Die gemiddelde graad 1 lucernprys in die binneland staan nou so op R4.100 per ton, prima lucern op R4.900 met graad 2 lucern wat steeds op R3.800 per ton verhandel. Choppryse het baie onder druk gekom en het kopers nou eers aankope gestaak met die back-end closure uitbraak. Terselfdertyd is die melenaars op vol kapasiteit en begin hulle store ook nou vol raak. Die choppryse verhandel nou op R2.500 per ton gemiddeld, maar dink ek dis redelik naby aan sy laagtepunt, aangesien dit baie ver onder geel mieliepryse nou is en die vraag na chop weer kan optel omdat dit so goedkoop op die oomblik is. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. As jy meer inligting benodig, gaan besoek gerus ons webtuiste by imtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.